Goeiedag geliefde, heerlik om 'n nuwe week saam met julle te kuier rondom die woord. Ons begin hierdie week op hierdie maandagoggend by Deuteronomium 22 vers 1 tot 4. Jy mag jou nie blind hou wanneer jy 'n verdwaalde bees of 'n skaap van jou volksgenoot sien nie. Jy moet dit na hom toe terugvat. As hy nie naby jou bly nie, of as jy hom nie ken nie, moet jy die dier na jou huis toe vat en dit moet daar bly tot hy dit kom soek. Dan moet jy dit vir hom teruggee. Jy moet ook so maak met 'n donkie of 'n kleringstuk van jou volksgenoot of enigiets anders wat weggeraak het en jy kry dit. Jy mag nie onverskillig staan daarteenoor nie. Jy mag nie onverskillig staan teenoor 'n donkie of 'n bees van jou volksgenoot as jy dit sien val nie. Jy moet hom die dier help optel. Dit klink so na sulke wette wat nou nie meer vandag op ons van toepassing is nie, maar hier is 'n wonderlike beginsel wat die Here vir ons hier kom wys. As hy sê, jy moet jou nie blind hou nie. Jy moet jou nie blind hou wanneer jou naaste iets verloor nie. Daarmee word vir ons gesê dat ons moet 'n bietjie rondkyk in die wêreld, waar kan ons help? Kom ons sit dit om in die positiewe. Weet so baie keer sê ons, met reg, ag dis aardse goed. En dit is so, dit is aardse goed en dit is tydelik, jy gaan niks saam met jou vat eendag nie. Maar ons moet ook onthou dat elke aardse ding wat elke mens het, is vir hulle deur God gegee. En daarom is ons verantwoordelik vir ook die dinge wat ons het. En ons moet rentmeesterskap uitoefen oor die dinge wat ons het, maar ook oor andersin. Dit is my so opvallend. Jy moet jou nie blind hou wanneer iemand anders iets verloor nie. Jy moet nie onverskillig staan daarteen as iemand anders in nood beland nie, omdat hulle iets verloor het nie. Ek sien so maklik dat ons in vandag se dae 'n ander pad kyk, in 'n ander rigting kyk. Soos of ons nie wil sien dat ander mense kan swaar kry en dat ander mense ook dinge kan verloor nie. Die woord sê, en ek wil hierdie hele week saam met jou kuier rondom hierdie hele konsep van om nie blind te wees nie. Moenie jou blind hou, want dit is 'n opsetlike houding wat 'n mens inneem. 'n Opsetlike houding om op die uitkyk te wees. Waar het my naaste iets verloor? Waar is my naaste se nood en hoe kan ek daarin help? Ons durf nie. En dit sal 'n wonderlike verskil maak in hierdie wêreld as ons dit nou reg kry. Ons durf nie. Onverskillig teenoor mekaar te lewe nie. Die wêreld sal so 'n beter plek wees as elkeen van ons kies om ons nie blind te hou nie. As ons kies om op die uitkyk te wees waar ons kan help, want daar is baie hulp in hierdie wêreld nodig. Selfs al is dit met ietsie wat iemand anders verloor het, kan ons nie maar op die uitkyk wees of ons dit saam met hulle en vir hulle kan kry nie. So kom in die Ou Testament en word ons gesê, wees op die uitkyk vir mekaar. Wees op die uitkyk vir mekaar se skade en kyk waar julle mekaar kan help. Mag ons weer leer in ons moderne individualistiese samelewing om nie blind te wees vir ander nie. Shalom.